gaan nie, maar as hy koud is, kan hy daar deurval. Presies dieselfde gebeur hier, wat gebeur het met vloeistof. So die belangrike wat ons moet verstaan is die woord energie. Energie word gekry en energie word verloor. Kom ons sê, God is hierdie bal aan die onderkant. Ek kies vir spesifiek die ronde gedeelte, want God is alomteenwoordig. Hy is sonder begin of einde, hy is altyd daar, so hom. En ons lewens is hierdie buis aan die bokant van hierdie bal wat God is. Dan beteken dit ons is eintlik heeltyd in 'n ewewig met God. Hoe meer energie ons in ons geloof instoot, hoe meer energie ons aan die Here spandeer, hoe meer is daar beweging in die molekules en hoe meer styg dit. So hoe meer energie daar is, hoe meer gaan jou lewe dit wys. As dit God is en dis jou lewe, hoe meer energie, hoe meer gaan dit wys. Maar as jy energie verloor, as jy voel ag, jy kan die lewe op jouself gaan, jy besluit vir jou eie goed, jy doen jou eie ding en alles, dan verloor jy energie en dan gaan jy lewe dit wys. Dus God hieronder is en ons belewenis van God gaan op in ons lewe in. Dan gaan ons lewe konstant wys wat in ons verhouding met God aangaan. Soos 'n driebeen reus is. Die een is altyd by die ander is wat by die een. Jou lewe sal altyd wys hoe jou verhouding met God lyk. En as daar baie energie is, dan gaan jou lewe dit wys. As daar minder energie is, gaan jou lewe dit wys. So warm en koud. Dis hierdie dinamiese proses, dis heel met God aan die gang het. En ek dink dit is amazing. Nou daar's warm, en daar's koud, en daar's lauw. So as jy 'n Christen is, wat sê, ek is lief vir die Here, en jou lewe wys dit, dan is daar baie energie. Dan wys jou lewe dit, en jy is 'n warm Christen. As jy voel jy is fyn en jy het nie die Here nodig nie, dan is daar min energie. Wat gebeur? Jy verloor energie. Daar's nie 'n dinamiese energie tussen jou en God nie, want jy voel jy kan op jou eie aangaan. Wat gebeur? Jou lewe wys dit in jy's koud. Maar somewhere in between is daar iemand wat bely, ek sê die Here, Jesus Christus is my koning en my saligmaker en ek glo hom. En op 'n einde dag doen hy net wat hy wil of sy net wat sy wil. En die twee kom nie met mekaar uit nie. Sê jy nou Christen. Want jy sê ek is 'n Christen, maar jou lewe wys dit glad nie. Maar waarom Christen sê die Here is koning? Wys dit. Koue Christen sê ek het nie hierdie nodig nie. Of 'n koue mens en 'n lou Christen sê, weet jy wat? Here, ek glo nie Here maar jy kan nie die twee met mekaar uitbring nie. Dit wat hy sê en dit wat sy lewe wys, kom nie met mekaar uit. Nou ons praat oor 'n lou Christen. Bring ons by Openbaring 3 vers 14-16. Wat sê, nou jy weet Openbaring, ons gee aan Johannes op die eiland Patmos. Nee, van die eerste ding wat aan Johannes gegee is om 7 briewe te skryf. Briewe aan Smyrna, Thyatira, Pergamum en al die plekke. En in een van daai, dit was die 7 gemeentes daar, en een van daai gemeentes naam was Laodicea. So hier staan daar, skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So hy skryf vir die dominee in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en die ware getuie. Hy weet deur God alles geskep. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle nog maar koud of warm was, maar nou, omdat julle nou is, nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan dit julle uit die mond uitspoeg. Dit is 'n wille teks hier. Jy sê, hierdie Amen, die geloofwaardige en die ware getuie, dit dui op Jesus. So, Jesus sê, ek weet alles wat julle doen. Ek weet julle sê nie, julle glo nie my nie. Ek weet julle sê julle glo my. Maar, dit wat julle doen, dit is die manier julle optree. Dit werk nie. Julle sê een ding, my lewe ander ding. Nou hier is actually baie cool. Wat? Laodicea se water
was baie sleg gewees. So dit is al baie cool hoe hierdie goed uitspeel. En ek wil vir julle net hier iets beleef van hoe groot en amazing God is. Want in daai tyd, was daar soos 'n manier hoe hulle water gelei het. Warm water het waarskynlik al van hier op Polis en daai plekke afgekom en hulle was gelei in een pyp. So hier is 2 pyplyne, sien julle dit? Was gelei hier af en dan het nou verby alles gedraai, Smyrna, Pergamum en al daai plekke, né? En dan het dit eventually by Laodicea uitgekom. Teen die tyd wat die warm water by Laodicea uitgekom het, was dit lou. Verder was daai water so sleg geweest. Want omdat dit so lank getravel het en alles, hulle het nie pomping goed gehad. Hulle het staat gemaak om gravitasie en sulke goed om die water te gelei. Was die water se minerale en sout inhoud en kalsium verskriklik hoog geweest. So die water was hondsleg geweest. Julle verstaan nie, dit was baie sleg. So dit wat hulle doen is, hulle sê, weet jy wat, jy kan nie eintlik Laodicea se water drink nie, want dit is so sleg. Wat hulle doen is, hulle besluit, hulle gaan iets doen daarmee. En toe gaan die mense en hulle maak met daai water, wat so vol kalsium is, 'n oogsalf. Hoe slim was hulle dit? En dan weet jy weet, in daai tyd was daar nie Dis-Chem en Link Pharmacy en al daai plekke waar jy staf kan koop nie. As jy 'n salf gehad het wat werk, was dit amazing geweest, want daar was nie baie medisyne se goed geweest. So nou Laodicea het wêreldberoemd en populêr geword oor hierdie amazing salf, dit oogsalf wat hulle gehad het. So oral in die wêreld het mense van hierdie salf gehoor en hierdie salf gekoop en alles, en toe die mense Laodicea big bucks gemaak. Hulle het aansien gehad, hulle het big bucks gemaak, dit was 'n gevorderde stad, dit was 'n gevestigde stad geweest. So hulle was totaal in 'n gemaksone. En dat was eintlik een van daai arrogante tipe ouens wat hulle gehad het. Hulle het dit met hulle lus wat gehad het om te doen, want hulle het alles gehad. They got everything, like Kellogg's ouens. You weet, we got it all, you know. So, hulle het alles gedoen. En hulle lewe het glad nie daarin uitgekom. En nou hier is geskryf, hier woordskryf van gemeente, vir die dominee sê, hey, julle sê ek is die Here Jesus Christus, julle glo in my, maar julle lewe wys dit net glad nie. So nou sê hulle nou, maar weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan julle in my mond uitspoel, net sodat julle die water hier by julle uitkom, met julle mond uitspoel. So die mense, as hulle die brief gelees het, sou presies geweet het wat daar bedoel word. En Jesus vat daai ouens aan op dit wat hulle self gedoen het. Hulle het hulle self geroep op daai oogsalf. Dit was 'n klein te fyn. Wat doen Jesus? Vat hulle aan. Op die punt. Nou, kom ons bring hierdie terug na die wêreld vandag. Alles in vandag se tyd en alles in vandag se wêreld is so getune om jou as mens die beste moontlike ervaring te gee van jou lewe. En dit is gemaak om ons lewe gemakliker te maak. Dink 'n bietjie aan jou selfoon en die dinge, hoe lekker dit is om op die selfoon te kan werk. Jy kan enige persoon bel en as jy nie sy het nie, dan freak jy half uit. Want jy kan nie lekker bel en goed is wat jy moet doen nie. Ek weet, as jy iemand verblaas in die Google Maps aan, die hele digitale en app wêreld is gemaak om ons lewens makliker te maak. So mense gaan en hulle maak 'n klomp prosesse en hulle is baie slim en alles en hulle maak prosesse sodat ons lewe beter en makliker kan word. Vinniger selfone, vinniger internet. Ek weet ons praat van fiber, 100 meg lyne. Ek weet jy download goed in 'n oomblik. Vir games wat jy 2 dae voor gewag het vroeër, jy weet, jy plak net oor ons goeders en sê moenie afsit en download. Nou gebeur dit in 'n middag. So die hele wêreld is gemaak om ons makliker te maak. En mense die ontwikkel die goed wat ons lewe makliker maak. So hoe maklik is dit vir ons elkeen om te verval in 'n ding van
Dis eintlik ook nodig. Vanaand, by hierdie spesiale diens, en ek dink, is daar 'n groot boodskap vir ons elkeen. Om te sê hoe lou het ons wêreld geword. En hoe lou het ons Christene geword in hierdie nou wêreld. Ons word heeltemal gekondisioneer dat you've got it all. Jy het meer tegnologie in jou selfoon as wat die space shuttle gehad het wat maand gegaan het. We've got it all. Ons leef so in hierdie wêreld van alles. En ek het vir julle die groter prentjie. En die groter prentjie is, dis all a house of cards, people. Dis kaartjies wat ons op mekaar pak. En as jy wit inkom, dan baie alle goed kom. Want ons maak dit. Ons maak die lewe soos wat dit nou is. Dis mense se werk wat apps gemaak het. Mense se werk wat karre vinniger en beter, internet vinniger gemaak. Is alles ons goed. Ons as mense het dit gegaan en uitgebrei en so aan. En ons almal leef in hierdie wêreld, maar weet julle wat gebeur? Ons sink weg in hierdie wêreld. En weet jy, ons verloor perspektief op dit wat belangrik is in vandag se tyd. En ek wil graag vir julle sê, ons gaan nou 'n bietjie weer lig raak, maar die punt wat ek wil maak is, vir duisende jare was geloof sentraal vir alles in ons. Die eerste ding wat gebeur het in 'n stad was 'n kerk is gebou. As jy oor ons gaan en jy kry antieke opgrawings, wat kry jy? Geloof. Wat kry jy? Mense wat soek, hulle soek iets om te aanbid, hulle weet nie of hulle weet as iets groter. En wat het ons vandag nou te verval? Soos geloof het 'n sideshow geword. Geloof het die ding geword dat ons op Sondag miskien beoefen. En ons hele ding daar is gebaseer op House of Cards. Want mense het prosesse gemaak waarna hulle self verloor. Mense het hierdie wêreld gecreëer waarin jy vandag leef. Die digital world met ene en nulle wat jou captivate. It's a House of Cards. Geloof is die enigste konstante in die wêreld. As ek praat van konstante, bedoel ek nie dit oplees hoe ontwikkel ons en ons leer nie geken, maar die kern van dit is die enigste konstante. En as jy my nie glo nie, wie van julle het 'n BlackBerry? Wel, so 10 jaar terug het almal 'n BlackBerry gehad. Ja? So, jy het nie 'n bil gevra vir 'n nommer nie. Jy het nie gesê, hey, Marie, kan ek asseblief 'n nommer kry nie? Jy het gesê, wat jy BBM-pin. En jy sou nie 'n bil gekry het as jy nie 'n BBM-pin gehad het. Want dis hoe mense gekommunikeer het. BBM. Dis nie daarvoor WhatsApp. Daar was 'n tyd voor WhatsApp. En dit was BBM. En voor BBM, wie van julle het Pixel? Nee. Het julle nog steeds Pixel? Nee. Maar 15 jaar terug moes jy Pixel hê, anders was jy net 'n nul op 'n kontrak. Ek was nie eens vir gekyk nie. Soos wat is jou Pixel? Jesus, wat is Pixel? So, ek meen regtig en so dit verander heeltyd. Ons het nou WhatsApp. Jy weet nou is daar 'n scanning. Wat ook al die ding genoem. WhatsApp, text app. Anyway, so ons het een ding wat Jan nie kan doen nie, is hy kan nie tik nie. So hy stuur altyd vir jou voice notes. Ek weet 3 jaar terug het ons nie eens voice notes gehad nie. En onthou jy die jong eerste WhatsApp call? Hoe gaan dit? Nou goed en jy? En die ergste is as jy begin overlap, né? As iemand anders dink die foon het dalk afgesteek, hulle begin oor mekaar te praat. Dis die ergste. Maar die punt is, 10 jaar terug, het ons wêreld nie gelyk soos dit nou lyk nie. Wie van julle het die Bybel? Vir julle ander. Sê die Bybel het nie sê maar asseblief, geef weer. 500
jaar terug, so almal ook 'n land opgesteek het. Maar dis die dag toe Martin Luther die Bybel vertaal het en vir almal gegee het. 2000 jaar terug was die Bybel ook daar. Hy was in die Hebreëus, Aramees en Latyn gewees. Ons is dominees, leer daai tale, sodat ons nog steeds daar oorspronklike tekste kan lees. En as ons met julle preek, vir julle preek die goeders, dat ons die mees autentieke preek gee, omdat ons die antieke tekste lees. Wat is die konstante? Geloof. Die Bybel, die woord van God. Dit wat ons in die Bybel van lees, praat oor geskiedenis van 2000 jaar nog voordat die Bybel eers geskryf het en nog verder, ons gaan na die aardsvaders toe. Na Noag, Abraham, Isak, Jakob. En op 'n manier het geloof saadjie in ons samelewing. Iets wat ook daar is. In jou lewe wil ek jy die vraag vra en jy hoef niks, jy vra nie die vraag. Waar is jou geloof nou? Is jy besig om te sê, ek is 'n Christen en ek is nie vir die Here en my lewe bewys dit? Of sê ek dit en dis so 'n bietjie dalk miskien? Want daar word nog 'n regtig baie sterk uitspraak gemaak teenoor dit. Ons het elkeen begin weer besef dat ons lewe moet bou op die konstante, op die rots. Die rots deur al die eeue. Die rots deur elke fase van die lewe. Ek baie keer, dan sal ek net so verwonder sit en terugdink aan challenges wat ek in my lewe al gehad het. En goed het ek nooit weer hoef te doen nie. Ek het nog altyd die gewoonte gehad om alles af te sluit en die einde daarvan mooi te besef. Toe ek in graad 7 vir die laaste keer in die skool was, dis iets wat verby is. Met al sy ups en downs, al die goeie tye en al die slegte tye, het ek dit afgesluit. Dieselfde met matriek eindeksamen. Daar's van julle wat matriek eindeksamen skryf of julle is op pad matriek. En julle wonder daaroor en julle wonder hoe gaan julle deurkom. Maar jy gaan maar deurkom en in al die ups en downs was God daar. En die Heilige Gees daar. Dan gaan jy werk of jy gaan varsity toe, scary. Jy sien nie hierdie confined beskermde omgewing nie. Ewe skielik besef jy moet iets doen. Here is daar en dit was daar met jou. En so kan ek aangaan. Wie is die konstante? Here. Jy is nie vir iets in jou lewe wat kom in die ment of 'n laerskool helder kry nie. Dit verander. Jou lewe verander. Jou omstandighede verander. Alles verander. Die hele tyd. Wat is konstant? Die geloof. Waarin moet jy invest? Jy geloof. Waar moet jy jou energie instoot? Jy geloof. Hoe doen jy dit? Maak God eerste prioriteit en kyk hoe styg jy ook. Kyk hoe verander jou lewe. En dit is eenvoudig soos om te sê, ek erken God is die God bo alles. Die God bo my probleme, die God agter my vreugde, die God, die een wat daar is as ek huil. En al my probleme by die skool, by die werk, by die universiteit, oral waar ek is die Here daar. Ek erken hom as die Here oor daai probleme en ek erken hom as die Here oor my lewe. Ek erken hom my vreugdes. Ja, Here, dankie vir hierdie amazing dat ek vanmôre weer in die huis kon opstaan. Here, dankie vir my familie, vir almal wat my support, my vriende, en dankie dat jy my gehelp het teen al die moeilike tye wat ek al waarskynlik kon vergeet. Maar Here, asseblief, staan my by in hierdie situasies waar ek nou is. Wys my die weg wat U wil hê ek moet loop. Wat is dit anders as om energie in jou geloof in te sit en energie wat oorspoel in jou huidige situasie? Niks. Maak God eerste prioriteit en kyk hoe styg jy koop. Beteken jy al wat hier sit vanaand? Het gesê, jy kon kies, jy kon fokus op SABC2 kyk, jy kon gaan pizza eet by Robbins, jy kon in die huis gebly en niks gedoen het nie, en jy besluit, jy gaan vanaand hier wees, jy wil ontmoeting met die Here hê. Wat jy gedoen? God is eerste prioriteit in jou lewe, en jy gaan vanaand huis toe hierso, en as iets wat die Here ook in jou hart verander het.
Hoekom? Want jy het gekom. En waar die Here is, en waar is met sy woord werk, is die Heilige Gees besig. En is die Heilige Gees nou besig met jou. In jou hart. Hoe bly jy 'n ware Christen? Jy bou jou verhouding met God. Elke dag, oral waar jy gaan, bou jy 'n verhouding met God. Hoe doen jy dit? Jy doen dit met die oplossing wat daar aan die gemeente daar die seer gegee is. Kyk, die Here, ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek nou ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy is met my. Al wat jy moet doen, is om te sê, Here, ek nooi U in my lewe in. Ek wil U deel hê van elke minuut en elke dag. Wat gebeur is, jou totale manier van redeneer verander. Jy doen nie meer goed omdat jy dit net so wil doen nie. Jy doen dit omdat dit jou oortuiging uit jou geloof is. Jy doen enigiets, jy gaan enige probleme, enige ding in met die wete dat die Here by jou is in daai situasie. Die Here staan net hier en klop ouens. Maak net oop, nooi hom in. Dis al wat jy gedoen om daai dinamiese energie te laat losgaan. En ek glo vir julle is energie wat jy nie kan keer nie. As die Here jou eens beet kry, stop hy. Want hy het 'n termometer. Temperatuur fluktueer, die termometer bly nie op een plek staan nie. Hy gaan nie vorentoe bly op een plek, hy gaan op nie. 'n Termometer gaan op en af. Partykeer is die fluktuering so klein jy kan dit nie sien nie, maar hy is altyd konstant besig om op en af te gaan. Afhangend van die energie wat in hom is. Al wat jy moet doen is jy moet energie konstant instoot. Op so 'n manier hou dit aan groei en hou dit aan op 'n sekere vlak bly. Onthou dit altyd. Jy kan nie sê ek kry genoeg op Sondag van die Here vir die res van die lewe. It's not gonna happen, guys. Dit gaan nie gebeur nie. Jy moet die Here innooi. Beteken nie jy moet heeldag net Bybel studie doen nie. Nee. Die Here wil deel wees van jou dag. Hy wil daar wees in jou situasies. Hy wil daar wees in jou verhouding. Hy wil daar wees by die skool, op die skoolbank, by die werk, is met board meetings. Hy wil wees as jy kliënte sien. Hy wil daar wees as jy met jou maats kuier. Hy wil daar wees as jy 'n movie kyk en hy wil daar wees as jy slaap. So God wil wees. En hy is die alomteenwoordige God. As jy vra om te onthou, is dat jy jou lewe konstant in 'n werking met mekaar is. Hoe jou geestelike lewe lyk, gaan uitspoel op jou lewe in die wêreld. En dit altyd uitvoer op mekaar. Here is by julle en mag julle nooit dit vergeet. Kom ons maak so dit saam.